Sommige mense het die gewoonte om die tree wat hulle elke dag gee te tel. Hulle kan jou presies vertel hoeveel tree hulle vandag gegee het. Hulle het soms selfs 'n elektroniese apparaat om hulle hiermee te help. Maar daar is 'n beter manier om jou seëninge te tel. En dit is wat die Bybel sê, count your blessings. Noem hulle een vir een. Tel hulle so. Menslik lyk dit so vreemd om dankie te sê in moeilike tye, maar die Here wil hê, ons moet op hom en sy vermoë fokus. Hy wil ons help om deur die uitdagings aan te beweeg, want jy sien, hy ken die begin, die middel en die einde van alle dinge. Hy wag al reeds vir jou daar. Dis moet ons vertroue in sy vermoëns wees, en nie in wat ons kan tafel toe bring nie. Hy is die een wat ons in staat stel om vorentoe te beweeg, selfs in tye wat ons liewer sou wou toe opgooi. As ons vra, sal hy voorsien wat ons nodig het, want hy gee vir ons daaglikse brood. Daar is tye wanneer ons dink dat God ons nie hoor nie. Wanneer dit gebeur, moet ons vra, of ons hom nog steeds loof en prys, selfs al voel ons nie so nie. Indien niks anders nie, moet ons hom prys dat hy sy seun, sy groot geskenk, aan ons gegee het vir die wat hom aanvaar het, as hulle middelaar en verlosser. Tydens 'n oesfees in Indië, het 'n ou weduwee by haar kerk aangekom met 'n buitengewoon groot offer van rys. Dit was baie meer as wat verwag kon word van 'n arm vrou om te betaal. Die besoekende leraar het die weduwee nie goed geken nie, maar het geweet dat sy baie arm was en daarom het hy haar gevra of sy die offer bring omdat die Here 'n buitengewone seën vir haar gegee het. Ja, antwoord die vrou, my seun was siek en ek het 'n groot geskenk vir die Here beloof as hy gesond word. En jou seun het toe gesond geword, vra hy. Die weduwee het vir 'n oomblik stil gebly. Nee, het sy gesê, hy is verlede week oorlede. Maar ek weet dat hy nou by die Here is, dat die Here vir hom sorg, baie beter as wat ek dit kan doen. En daarvoor is ek so dankbaar. Kom ek sluit vanmôre af deur vir jou te herinner aan Klaagliedere 3 vers 21. Dit sal ek ter harte neem, om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie week in U naam kan begin. Dankie dat ons weet, U weet die beste, dat U steeds saam met ons is. Amen.